Goeiemôre aan elkeen. So rukkie terug, in my stilte tyd het die Here vir my 'n woord gegee. En partykeer gee hy eers vir jou 'n woord en dan sit jy jou deur die toets. Ander kere sit jy eers deur die toets. Hy gee jou eers die prakties en dan sê hy gaan vertel die mense. En soveel van ons, en ek begin by my, as ek enigiets sê vanmôre, dis vir my 'n les. Ek dink ons onderskat God. Ons geloof is nie altyd sterk genoeg om te weet waartoe hy in staat is nie. En hy kom wys vir my dat waar ook al, in watter situasie jy ook al beland, hy sal jou altyd uitred. Hy sal jou altyd daar uithaal. Soos hy vir ons sê in 1 Korintiërs 10, vers 11 sê hy, vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe die menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Saam met die versoeking sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. My boetie en my sussie, maak nie saak of jy dink, ek is hier in 'n plek waar ek geen uitkoms sien nie. Die woord sê vir my, as jy in 'n situasie is, hy sal jou nooit beproef bo dit wat jy kan dra nie. Hy sal nooit vir jou iets gee wat jy nie kan hanteer nie. En hy gaan wys my 'n paar voorbeelde in die Bybel. En ons begin met daai 3 manne wat in die vuuroond gegooi is. Jy sien, koning Nebukadneser maak 'n goue beeld en hy sê almal van julle sal voor hierdie beeld kom buig. En die manne wil nie. En hy sê in Daniël 3, ek gaan na vanaf vers 20 lees. Hy sê aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het 'n bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Hy sê toe is daar die manne geboei, met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande, en hulle klere aan. En hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dit dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was. Hy het vir hulle gesê, ek soek hierdie oond warm. Niemand moet daar kan uitkom nie. Daar moet nie 'n kans wees nie. En die woord sê, die vlam van die vuur het die manne Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem. Die manne wat hulle ingegooi het, die sterkste manne, toe hulle vir Sadrag, Mesach en Abednego daar ingooi, toe brand die 4 daai manne dood. Maar jy sien hierdie 3 wat hulle vertroue in God gesit het en besluit het, ons sal hom altyd dien. Hulle brand nie dood nie, maar die manne wat hulle ingooi, brand dood. Hy sê, maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie. Hulle antwoord en sê, sekerlik, koning. Hy antwoord, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, dat daar geen letsel aan hulle is nie, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Hy gooi 3 mense daarin, hulle is vasgeboei. Dis kinders van God, wat hom nie wil verloon vir 'n goue beeld nie. Gooi 3 in. Hier sien die koning, daar's 4 mense. God self het afgekom. En hy het daar manne in die vuur bygestaan. Hy sê, toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. En die woord sê, hulle het nie eers na rook geruik nie. Nie 'n haar op hulle kop was gebrand nie. Nie hulle klere, niks nie. En die koning kom sê,
Hy sê, daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek, teenoor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stikkend gekap en sy huis in 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is, wat so kan verlos nie. Toe die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Jy sien my boetie en my sussie, wanneer jy so in die vuur kom, God gaan jou daar uithaal. Maar hy gaan dit nie net doen om jou ontwil, om jou beter te laat voel. Jy sien die koning wat die bevel gegee het. Hy het gesien, maar ek het 3 manne ingegooi, nou is daar 4. En hy besef dat het God is en dat niemand anders in staat is om so iets te kan doen nie. En hy gee bevel. Hy besef dis God, hy gee bevel dat niemand enige iets slegs van hierdie God moet sê nie. En deur die oefening wat hulle nou in die vuur gegooi is, en niks oorgekom het nie, is dit God se koninkryk wat geen skade ly nie en net verhoog word. So wanneer jy in sulke beproewings kom en Here haal jy daar uit, dit sal wees tot voordeel van sy koninkryk. En dan vat hy my na Jona toe. Julle moet maar geduldig wees, hier is 'n hele klomp skriffies en ek het die Here gevra, wat kan ek los om dit bietjie korter te maak? En hy sê vir my, lees vir die mense wat in my woord staan. In Jona 1 vers 1 sê, die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, dat hulle boosheid het en opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, van die aangesig van die Here af weg. Jy sien my boetie, my sussie, hoeveel keer sê die Here vir ons om iets te doen, en dan probeer ons soos Jona weghardloop. Maar jy kan nie vir God weghardloop nie. Hy sê, en hy die reisgeld betaal, hy daar op 'n skip geklim, om na Tarsis te vaar. In vers 15 sê hy, hulle het Jona geneem, ek dink nou so 'n bietjie deur mekaar. Ja, Jona besluit, hy gaan op hierdie skip klim en hy gaan Tarsis toe gaan. En terwyl hy op die water is, stuur die Here 'n groot storm. En die mense raak verboureerd op die skip in hierdie storm. En die kaptein soek vir Jona, en hulle, die woord sê, hy het onder in die skip, het hy geleë en slaap. Geen bekommernisse nie. En hy sê vir hom, miskien moet jy tot jou God bid. Kyk of hy ons hier kan uitred. En hulle trek looitjies om te sien, wie is die oorsaak van hierdie ramp. En Jona sê vir hulle, sê luister, dis wat gebeur het. Ek vlug my God daar weg. En hulle vra, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, gooi my oorboord, gooi my in die see, dan sal hierdie storm ophou. En hulle doen dit, en hulle gooi hom oorboord. In Jona 2 sê hy, en Jona het tot die Here God gebid, uit die ingewande van die vis. En my boetie en my sussie, hier alleen in daai versie, lê daar vir my so groot wonderwerk. Want enige iemand wat iets van biologie weet, moet weet, dat 'n vis, of enige ander dier, sy maag is so vol sure, dit is gemaak om goed te verteer. Daar is geen suurstof nie. Daar is geen manier dat enige iemand kan lewendig bly binne in 'n vis se pens nie. En die woord sê, Jona het hom gebid uit die ingewande van die vis. In vers 10 sê hy, daarop het die Here die vis beveel om Jona op die drooggrond uit te spoeg. Boetie en my sussie,
selfs 'n vis. En dit kon nie 'n vis gewees het wat jy sommer met 'n stok vang nie. Ek bedoel 'n vis wat 'n mens kan heel insluk. Selfs 'n vis luister as God praat. Hy sê vir die vis, gaan spoeg hom uit op die droë grond. En die vis doen dit. En die woord sê daar in Jona 3, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom. Jy sien, die eerste keer het hy nie geluister nie. En hy het geëindig in 'n groot vis se maag. Maar die Here het hom daar uitgered, al was hy ongehoorsaam. Maak jou klaar en gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontsaglike groot stad. 3 dagreise te voet. Ek dink dit is 'n bietjie groter as Duivelskloof. Duivelskloof loop jy in 'n oggend deur. Dit sê 3 dagreise ver met die voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver in die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Dit is die boodskap wat God hom gegee het. Hy het gesê, gaan preek vir die mense, dat hulle self bekeer. En as hulle nie wil doen nie, gaan ek Ninive verwoes. Hy sê, die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep. En groot en klein het hulle met rougewaad beklee. Jy sien, hulle was gelowiges. Maar hulle moes eers 'n direkte waarskuwing van God afkry, om te begin besef, ons is op verkeerde pad, ons moet ons saak reg kry. Hy sê, toe die berig van die koning Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en rougewaad gehul en in as gaan sit. En hy het Ninive laat uitroep en gesê, op plaas van die koning en sy groot manne, geen mens of dier of kleinvee mag aan iets proe nie. Hulle mag nie wei of water drink nie. Maar mens en dier moet rougewaad aan hê. En hulle moet ernstig tot God roep. En elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie laat vergaan nie. Jy sien, hierdie mense besef, en die koning sê, ons eet nie, ons drink nie, ons vas. Hy roep 'n vas uit. En hy sê, almal moet hulle self bekeer en terugdraai na God toe. En kyk of God nie dalk hulle sal spaar nie. En hy besef, ons het 40 dae. En as daai 40 dae verby is, word ons uitgewis. In vers 10 sê dit, en God het hulle werke gesien, dat hulle al bekeer het van hulle verkeerde weg. En toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Weereens, die mense kom in 'n situasie, waar hulle voel, ons het nie uitkoms nie. Die enigste uitkoms, is draai terug na God toe. En God red hulle uit. Hy wis hulle nie uit nie. En hy vat my weer verder in Daniël, die storie van Daniël. Ons lees in Daniël 6. Hy sê, toe het Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Jy sien, Daniël, ek dink, was 'n man wat God gedien het, en die voortreffelike gees in hom, ek glo, dit was die Heilige Gees. En mense het jaloers geraak op hierdie ou. Vers 5 sê hy, toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering. Maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handelinge by hom te vind was nie.
Hy was 'n ou wat die ding reg gedoen het. Hy het sy lewe reg gelei. Hy het niks verkeerd gedoen nie. En hierdie mense hier raak jaloers en hulle besluit, ons moet iets teen hom kry. Maar jy sien, Daniël is 'n gehoorsame man en hy het 'n verhouding met sy Skepper en hulle kry niks verkeerd nie. Vers 6 sê, daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. My boetie en my sussie, is dit nie dalk wat nou aan die gang is op hierdie oomblik, reg oor die wêreld nie, dat ons geloof probeer, ek wil amper sê, gesquash word. Bybels word verbied in skole, reg oor die wêreld. Ek hoor nou die dag, in Engeland mag jy nie eers in die straat bid meer vir iemand nie. Jy mag dit nie eers stil doen nie. En al hoe die mense iets teen hom kon kry, is om iets teen sy geloof te kry. Hulle sê, en net toe Daniël verneem, die koning het toe gaan, die man het gegaan en gesê, okay, ons gaan nou 'n wet maak, dat jy moet voor 'n koning buig, jy mag geen ander gode dien nie. Jy mag vir niemand anders bid of enigiets doen nie. En dan maak dit wet. En as iemand daai wet breek, word hy vir die leeu's gevoer. Hy sê, en net toe Daniël verneem het, dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, hy het sy bokamer vensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek, voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. As hulle sê, net soos hy tevore gedoen het, het Daniël 'n gewoonte gehad, om tyd te spandeer, met sy God, om tyd te maak, om sy verhouding met sy Skepper in plek te hou. Daarop het daardie manne aangestorm, en Daniël gevind, terwyl hy bid, en voor sy God om genade smeek. Toe het die koning bevel gegee, en hulle het Daniël gebring, en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek, en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedierig deur vereer, jou verlos. En ek wonder myself, toe ek hierdie stukkie lees, het die koning regtig gedink, dat God werklik so almagtig is, dat hy in staat is, om Daniël te kan verlos, of het hy net gesê, om hom beter te laat voel. En 'n klip is gebring, en op die opening van die kuil gelê, en die koning het met sy ring, en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan, en met vas die nag deurgebring, en nie by vroue voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Jy sien, ek dink die koning het van Daniël gehou, en nou is hy in die leeukuil gegooi. Ek weet nie of het skuldgevoel is, of wat hom wakker gehou het. Hy kan nie slaap nie. As jy daarop, het die koning môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan, en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom in die leeukuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Nou, ek dink as iemand met 'n droewige stem roep, dan doen hy dit, omdat hy nie regtig hoop het nie. Die droewige stem sê vir my, hy het gegaan en gedink, hy gaan 'n paar bloedkolletjies en 'n paar bene sien. En toe hy nader kom in die kuil, het hy met 'n droewige stem geroep, en die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedierig deur vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos. Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. Ek dink, ek sou graag wou gesien het, die uitdrukking op die koning se gesig, nadat 'n ou tussen honger leeu's aangegooi word, die heel nag spandeer, en hy antwoord hom die volgende oggend.
Hy sê, my God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ook teen u, koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword, en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. My boetie en my sussie, wanneer die wêreld jou in 'n gat gooi, vol leeu's, en jou vertroue bly op die allerhoogste gevestig, en jou geloof bly op hom, sal hy jou ook daar uithaal, sonder dat daar letsel is. As hy dit vir Daniël kon doen, kan hy dit vir my en vir jou ook doen. Hy sê, die koning het bevel gegee, en hulle die manne gebring, wat Daniël aangeklaag het, en hulle kinders, hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, en die leeu's het hulle oorweldig, en al hulle bene vermors. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale, wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Die sien dieselfde wat koning Nebukadnesar gedoen het ook. Nadat God ingetree en die onmoontlike gedoen het, het hy gesien. Maar dit is 'n almagtige God. En hierdie koning gaan ook en hy gee dieselfde bevel. Hy sê, hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. En sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het. Hy sê, en Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores, die pers. My boetie en my sussie, as God vir Daniël tussen die leeu's kan uittrek, wat verhoed hom om in watter situasie jy ook sit, om jou daar uit te trek, sonder dat daar letsel in jou is. En die Here kom wys my, Eksodus 14, dis 'n stukkie wat ons almal ken. Toe die volk vlug vir die Filistyne, vlug vir Farao. Ek lees daar so in vers 1, hy sê, toe het die Here met Moses gespreek, hy sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai, laar opslaan voor Pi-hagirot, tussen Migdol en die see, reg oor Baal-Zephon, moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet, dat ek die Here is. En so het hulle gedoen. God weet wat gaan gebeur. Hy weet, hy verhard Farao se hart. Hy gee vir hom meer haat teenoor hierdie volk van die Here. En hy stuur sy hele leer. Hy wil hulle gaan uitwis. En die plek waar God vir hulle laat laar opslaan, is 'n plek waar hulle nêrens het om heen te vlug nie. Jy sien, baie keer in die lewe kom ons in 'n situasie waar ons staan, dan dink ek het nêrens om heen te vlug, ek kan nêrens hier uitkom nie. Ek lê in 'n gat hierso, waar ek glad nie kan uitklim nie. Maar jy sien, God het 'n plan vir jou om jou daar uit te haal.
vers 11. Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Ek bedoel my sussie, hoeveel keer gebeur het met my, wanneer ek in 'n situasie kom, dan wil ek self my weg hier uitbeklei. Ek wil self plan maak. Maar baie keer is het gevolg van my eie toedoen, wat ek aan daai plek sit. En al wat ek moet doen, is in vers 14. Die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Die enigste keer wanneer jy nie moet stil wees nie, is wanneer jy self tot hom verhef, wanneer jy self met hom praat, wanneer jy vra dat hy jou sal uitred, en jy glo, en hy sal. Sy toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see, kloof dit, so die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Wat is die kanse dat die volk slaan hier laar op hulle kamp hier langs die see? Nergens om die weg te trek nie. God sê vir Moses, hou jou staf oor die see. En die woord sê, hy het 'n wind laat opkom, en die see is gesplit. Daar kom 'n pad oop. Hy sê, kyk, ek sal die hart van die Egiptenare verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, en aan sy strydwaans en sy ruiters. En as jy gaan lees daar so vroeër in die hoofstuk, praat hy van 600 strydwaans en al sy perde. Farao was nie net 'n bietjie opgewonde. Hy was nie net 'n bietjie kwaad nie. Hy stuur al sy waans en al sy perde en sê, gaan al hierdie volk uit vir my. As jy in die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao en sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het daar weggegaan en agter hulle aangetrek, en die wolkkolom ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. As jy so dit dan tussen die leer van die Egiptenare en die leer van Israel ingekom. God stuur beskerming tussen die vyand en jou. En die wolk was daar met duisternis, en het die dag nag verlig, sodat geen een na by die ander gekom het, die hele nag deur nie. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die heel nag deur, en die see droog gemaak, en die waters gekloof. As jy in die kinders van Israel het midde die see getrek op droë grond. My boetie en sussie, dis nie dat hulle deur modder of deur nat sand moes geloop het nie. Die woord sê vir my, hy het hulle op droë grond laat deurtrek. En kyk wat maak hy met die Egiptenare wat agterna kom. As jy toe die Egiptenare hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En die môrewaak het die Here in die vuur en die wolkkolom op die leer van die Egiptenare afgekyk, en die leer van die Egiptenare in verwarring gebring. En hy het die wiele van die strydwaans laat insink, en hulle met moeite laat voorgaan. Nou net het God se volk deurgetrek op droë grond. Hier kom die vyand agter hulle aan, en hulle waans sit vas. My boetie en my sussie, ons God is in staat om enige iets vir my en jou te doen. Hy sal jou op droë grond laat deurtrek deur jou probleem, en hy sal jou vyand agter jou laat vassit. Dis presies wat hier gebeur het. Want as die vyand ook droë grond gehad het, sou sy waans nie vasgesit het nie. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en hulle ruiters.
En Moses het sy hand deur die see uitgesteek en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei. En al die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. My boetie en my sussie, wat se probleem ek of jy ook al het, wat vir ons jaag, wat vir ons dryf in 'n rigting, wat vir ons laat voel, so het die Here dan Israel, hy het dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. In Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Hy sê ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Jy sien my boetie en my sussie, partykeer het ons bietjie 'n practical nodig. Die Egiptenare is agter die volk aan. Die volk kom klaar by Moses. Hulle sê, dis beter dat ons vir die Egiptenare slawe is, as wat ons in die woestyn doodgaan. En die Here kom wys vir hulle, wie is eintlik in beheer. Hy wys vir hulle, hoe hy, wat vir ons 'n groot probleem lyk, net so kan oplos. Hy kan 'n hele weermag uitwis, wanneer hulle dink hulle gaan sy volk skade doen. Ons moet net een ding onthou ook. Jy weet, wanneer sulke dinge gebeur, ek dink dit moes moeilik gewees het vir Daniel om te dink, hierdie ouens wat my hier laat ingooi het, hulle het my in die leeukuil laat gooi. Ek het niks gedoen nie. Hoe moeilik gaan dit wees om nie haat in jou hart te kry nie? Die manne wat in die vuur gegooi is, wat hulle weet, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Hoe moeilik gaan dit wees om nie self te wil wraak neem nie. My boetie en my sussie, ons verhouding met ons Skepper moet so wees, dat ons in volle vertroue alles aan hom oorlaat. In Romeine 12 vers 19 sê hy, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. My boetie en my sussie, moenie self jou probleem probeer oplos nie. Moenie self dink, ek gaan hier uitkom alleen. Ek gaan wraak neem teen die mense wat my wil in die leeukuil gooi. Hy sê, die wraak kom jou nie toe nie. Gee jou probleme, wat jy dink probleme is, vir God, en hy sal jou daar uithelp. Dan lees ek in Handelinge 12, die storie van Petrus. As jy in daardie tyd het koning Herodes se hande geslaan aan sommige van die gemeente om hulle kwaad aan te doen. Hy het Jakobus laat doodmaak en hy gooi vir Petrus in die tronk. Ons almal ken die storie ook. En Handelinge 12 vers 4 sê hy, hulle toe hom dan gegryp het en hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte. Elkeen van 4 soldate om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring.
My boetie, my sussie, Petrus word bewaak deur 4 soldate. Hierdie ou wil seker maak, hy kom nie weer daar uit nie. Hy wil seker maak, dat hy na die Paasfees, gaan hy hierdie oukie 'n les leer. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus daardie nag tussen 2 soldate geslaap. Petrus word onnodiglik aangekla in die tronk gegooi. En hy lê in slaap. Ek dink, hy het vertroue in sy God gehad. Petrus het die volle geloof gehad, dat God hom sal uitred, dat hy hom niks sal gee om te dra, wat te swaar is vir hom nie. In vers 7 sê, en met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie van sy hande afgeval. Dink jy lê in slaap, die klap die engel jou, staan op. En die engel sê vir hom, omgord jou, en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê vir hom, gooi jou boeklet om, en volg my. Ek dink Petrus het gedink hy droom. En sê, en hy het uitgegaan, in vers 11 sê hy, toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur en my gered het, uit die hand van Herodes, en al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat hy dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed bymekaar was. My boetie en my sussie, daar was 'n hele klomp mense. Ek wil amper sê 'n hele gemeente soos ons. Ek was besig om te bid vir Petrus wat in die tronk sit. En hier wys dit vir my wat die krag van gebed is. Hulle is besig om te bid vir Petrus en God stuur 'n engel. En hy laat die boeie van hom afval, hy laat die kettinge afval. Hy sê, toe Petrus aan die deurpoort klop, het die diensmeisie met die naam Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy die stem van Petrus erken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie. Sy is so bly, sy hoor vir Petrus, sy weet, almal sit hier en bid vir hom. En sy hardloop, en sy gaan sê vir die mense, Petrus is by die deur. Vers 15 sê, maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. En Petrus het aangehou klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. My boetie en my sussie, hoeveel keer bid ons vir iets? Dan bid ons vir 'n deurbraak. Maar wanneer die diensmeisie oopmaak, en sê, jou deurbraak is hierso, sê, dit kan nie wees nie. Daai mense het nou net gebid vir Petrus wat in die tronk sit. Dan kom klop hy, en dieselfde mense wat gebid het, sê, dit kan nie wees nie. Jy is deur mekaar. Petrus is in die tronk. My boetie, my sussie, ons dien 'n God, wat vir Petrus uit ystergrendels kan laat uitkom, sonder enige moeite. En dit alles het gebeur as gevolg van gebed. Maar het ons nog die geloof om te bid en te glo dat my grendels ook sal afval. En dan as jy verder gaan lees in Handelinge 12, die koning, dieselfde koning wat vir Petrus laat toesluit het, dan van vers 22 af, as hy daarop die volk om toegeroep, 'n stem van God, nie van 'n mens nie, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. My boetie en my sussie, weer eens, die wraak kom ons nie toe nie. God sê jou beskerm. Hy sal jou vyande van jou af verwyder. Hy sal die vyand van jou deur afhou. Ons het een vyand. Daai vyand
sal enige iemand of enige iets gebruik om jou te laat kom in 'n plek waar jy dink jy kan nie uitkom nie. Maar ons dien 'n God wat ons kan uithaal uit enige plek wat menslik onmoontlik lyk. In 1 Kronieke 16 vers 10 sê hy, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek bly wees. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en al die oordele van sy mond. Dit beteken my sussie, wanneer dinge begin moeilik gaan, wanneer jy dink jy is in 'n plek waar jy nie kan uitkom nie, dink hieraan. Dink aan hierdie paar voorbeeldjies. Daar's nog baie meer voorbeelde waar God sy mense uitgered het. Hy sê, dink aan sy wonders wat hy gedoen het. En wanneer jy daaraan dink, besef dat ons dien 'n almagtige God, wat gister, vandag en altyd dieselfde is. As hy daai mense kon uitred, hoekom kan hy ons nie uitred nie? Hy kan vir my en vir jou net so maklik daar uithaal. 1 Petrus 5, stukkie wat ons almal goed ken. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Nou Boetie, my sussie, werp al jou bekommernisse op hom. Daai stukkie werp jou bekommernisse oor hom. Op 'n stadium wys die Here vir my 'n werpskyf, diskus, is iets wat jy gooi. Hy sê, gooi jou bekommernisse vir hom. Moet dit nie vir hom gee nie, want dan wil jy dit uit sy hand uit terugruk. Gooi dit vir hom. Hy sal dit vang en hy sal dit vir jou uitsorteer. Hy sal jou daar uithelp. Psalm 46 vers 9. Kom ons skou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek, die spies stukkend slaan, die stryd waar ons met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Hy sê, kom ons skou die dade. Onthou dit wat God vir ons gedoen het, wat God vir die mense van die Bybelse tyd gedoen het. Dink daaraan. Dink aan die wonderwerke wat hy gedoen het. Hy kan dit vandag nog vir my en jou doen. En ek sluit af met Romeine 8 vers 28, 'n versie wat ons almal goed ken ook. As jy ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. My Boetie, my sussie, ek wil julle net vanoggend bemoedig, dat wat ook al die situasie in jou lewe is, wat ook al jy dink, ek kan nie uitkom nie, dink aan wat God vir hierdie mense gedoen het. Ons dien 'n God wat almagtig is. Hy kan jou daar uithaal, hy kan jou uitred, hy sal jou optel, en dit sal altyd wees, tot verheerliking van sy koninkryk, dat sy naam verhoog sal word. Amen. Ek wil vanoggend net afsluit, en ek wil dankie sê vir die Here, dat hy daar is, om ons uit
enige probleem, wat ons dink probleem is, uithaal. As daar enige een is van julle wat saam met wil staan en sê, dankie Here, dat U daar is vir my en help my in hierdie plek waar ek dink, die Rooi See gaan my blok en verdrink, maak die see oop vir my. Julle kan saam met my staan en dan bid ons. Vader, baie, baie dankie dat U daar is om ons te bemoedig. Vader, baie dankie dat U daar is om ons uit die vuuroond uit te haal. Dankie dat U daar is om die see vir ons oop te maak, dat ons op droë grond kan deurloop. Dankie Here, dat wanneer dit voel of ons tussen die leeu's ingegooi word, dat ons kan weet, U is daar. Ons moet op God alleen vertrou en U sal ons uithaal. Vader, baie dankie dat ons kan weet wanneer ons bid dat U hoor. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid. U het vir ons gewys daar waar die gemeente gebid het vir Petrus. Help ons ook om nie selfsugtig te bid nie. Vader, help ons om vir mekaar op te dra. En wanneer die uitkoms kom, dat ons in geloof sal sê, dankie. Dankie Here, dat U ons daar uitgehaal het. Ek wil nou afsluit met die seën, soos U dit vir ons in Numeri gee. En U sê, dat wanneer die seën so uitgespreek word, dat U dit sal doen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.